Goeiedag. Ek is dominee Arne Nieuw van die AP Kerke Ellisras in Marken. En ek wil graag 'n bietjie praat in die volgende paar geleenthede wat ons saam het oor 'n roepingsbewustheid. En ek begin sommer hier in Eksodus hoofstuk 3 by die roeping van Moses. En ek lees vir ons uit Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 1. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hier die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Ons praat baie keer oor 'n roepingsbewustheid. Ons praat oor, ek is deur God geroep om hierdie of daardie taak te verrig, en vir 'n predikant is dit redelik eenvoudig dat sy werk 'n geroepenheid is. Maar ons praat ook daarvan oor mediese beroepe, ons praat in die onderwys daarvan, ons praat van boer, ons praat van gewoon tuisteskepper wees by die huis. Ons as ouers is elkeen geroepe om vader en moeder te wees van 'n kind wat die Here in ons lewens bring. Maar is ons nog bewus van hierdie geroepenheid, dat ons deur God beskik is om 'n bepaalde diens te verrig daar waar ek besig is, en dat ek 'n bepaalde beroep moet uitoefen, nie omdat ek so graag wou nie, maar omdat die Here my op 'n bepaalde plek, op 'n bepaalde manier, in 'n bepaalde tyd plaas. Moses het nie van dag 1 af hierdie roepingsbewustheid besef nie, alhoewel God lank reeds voor die tyd vir hom op 'n besondere manier in daardie rietmandjie, later in die vlug na Midian, en uiteindelik hier in die roeping deur die doringbos, waardeur God uiteindelik met Moses praat en hom roep, 'n besondere pad vir hom uitgelê. Jou en my pad is ook uitgelê. En ons kan begin lang voor die tyd daar by Efesiërs 1 wat sê dat ons reeds deur God uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Vandag pak ons 'n nuwe dag aan en vandag gaan ons 'n nuwe geleentheid hê om met ons werk besig te wees. God gaan vir jou en vir my bepaalde take gee, en ek moet besef dat ek hierdie taak nie opgelê word omdat ek toevallig op 'n plek is nie, maar omdat ek bestem is en deur die voorsienigheid van God is ek op 'n bepaalde plek om vir iemand op 'n besondere manier iets te kan beteken. Ons moet ons roepingsbewustheid uitleef, by die kerk, by ons huise en ook by ons werk. En as ek dan die voorreg het om nog op skool te wees, ook daar my roepingsbewustheid uit te leef in my volheid wat ek is in Christus. Mag die krag van God deur sy Heilige Gees vandag en in die volgende paar sessies wat ons saam gaan gesels, juis met u daaroor praat dat u geroepe is vir 'n bepaalde taak. Kom dat ons saam bid. Almagtige Here, vandag het ons deur Moses geleer dat ons soms op wonderbaarlike wyse u roeping begin ervaar. Maar dit is nie vir almal van ons ewe waar nie. Soms ervaar ons die roeping wanneer ons met die woord besig is. Soms ervaar ons die roeping deur besondere geleenthede, mense, tye en plekke wat oor ons pad kom. Maar deur kennis leer ons ken dat ons geroepe is. Wil U ons in hierdie dag lei om ons geroepenheid uit te leef, maar ook bewustelik meer kennis te mag insamel van dit waarvoor ons geroep is. Lei ons deur hierdie dag, behoed, bewaar en beskerm ons en gee vir ons genoeg. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.